Goeiemiddag. Vanmiddag wil ek net so ietsie aanspreek wat ek eintlik net my kop wil skud. Iets wat ek nie eintlik kan glo nie. En dit gaan oor mense, ek praat nou van kommentators, content creators en so aan, wat groot gevolg het. Veral daar in Suid-Afrika, wat vir hulle gehore flat out conspiracy theories vertel en vast daarin glo. Dan wil ek iets by myself wonder, hoe dink hierdie mense? Is dit so dat dit lyk volgens hulle, hierdie conspiracy theoriste, volgens hulle is daar geen crime in die wêreld nie, daar's geen terroriste in die wêreld nie, daar's geen niks sulke dinge nie, want dit is altyd net Israel of 'n Amerikaanse regering wat agter alles in die wêreld sit. Of 'n UN, of 'n CIA, of jy weet so iets. En dan skud ek het my kop, en die grootste wat nou weer uitkom, is die saak van die Charlie Kirk se moord. En ek het geweet, toe dit gebeur het, ek het verwag, binne die volgende uur, 2 ure, gaan die eerste conspiracies al hoor, en waar het wagtig het was daar, maar nou laat het nou erger. Dit raak eintlik lagwekkend, en dan kan ek nie glo, mense wat veronderstel is om 'n hoë vlak van intelligensie te hê, val so maklik vir daai krap wat hulle op die internet sien van ander mense af, en dit dan glo en dit oorvertel as die waarheid. Soos byvoorbeeld, dit nou so maar uitgekom en ons praat, nee, Charlie Kirk se vrou was sy handler, sy is eintlik een of ander handler gewees, sy was nie net sy vrou nie, sy was sy handler, en sy is verantwoordelik iewers deel van hierdie moord. Dan kom die ander uit, die skieter, jy weet, hy lyk die 22 jaar, hy die skoot, dis nie hy gewees nie. Dit was iemand anders, daar was nou al theorie van het kom in die crowd uit, 'n theorie van ander manne uit, maar daai ouetjie kon dit nie gedoen het nie. Dit kan net nie wees nie. Want hoe gaan jy 'n wapen so vinnig in mekaar sit en weer uit mekaar uithaal en ver weghardloop? En dan kom hulle met hulle bewyse van, hy was kamstig binne minute nadat die skote geskiet het, myle en myle ver op 'n ander, 'n restaurant gesien en so aan. Maar dis stukkies videoclips, video's wat uitkom van evidence, wat dan verdraai word om 'n ander storie te versprei. Dan kom man weer allerhande goeters uit van mense in die crowd het signals gegee vir die skieter, en daar's ander mense wat saamgewerk het, en daar was tot een wat gesê het dat die skieter het reg agter hom gestaan. En hulle wou tot met slow motion bewys dis hy, want jy kan sien sy hand ruk wanneer die skoot tref en al die tipe van hom. Nou wonder ek by myself, hierdie ouens, het hulle niks logika nie? Of luister hulle maar net, hulle sien iets, weet jy wat ek dink dit ook is? Hulle sien iets, nou die mense wat gewoonlik die uitsprake maak, hulle is normaalweg gewoonlik anti-American, anti-Westers of so, hulle sien iets wat vir hulle eie opinies, baie, ek like wat ek daar sien, weet, al is dit nou 'n conspiracy, heeltemal 'n liegstorie, en dan versprei hulle dit weer, om so hulle eie agenda uit te dra. As iemand iets sê wat jy graag wil hoor, maar kies hoe vals dit is nie, dan weet jy dit, jy weet, en dan weet jy versprei. En hier is dieselfde ouens, wat 'n paar jaar terug, ook met conspiracies uitgekom het, ek praat van die tyd toe, Trump sy verkiesing teen Biden verloor het. Hierdie selfde ouens met wie ek nou praat, het hy dit uitgekom en sê, ag, Biden, daar was nie 'n inligting nie, dit was gestage, dit was 'n dag voor die inligting eintlik gestage gewees. Biden is nie regtig daar gewees nie, hy is gevangene geneem en hy sit in Guantanamo Bay, en Trump het nog steeds die land regeer met die US military. En toe mense met daai theorie uitkom, toe wil ek my gat aflag. Want eerste van die plek, ek is nie US military, ek weet wat aangaan en wie rule ons. Tweede plek, een van my beste vriende was ontplooi as deel van die State Guard, of die National Guard, daar by Washington DC, hy was daar ontplooi. Hy het lewendig is die hele ding gestaan en kyk,
op die grond, daar voor die verhoog, lewendig gestaan, en kyk, want hy was daar, die weermag was daar plooi vir sekerheid geweest. En dan kom dan goed uit van Biden met Kammersdag in in Gitmo sit, jy weet, en so aan, maar sy hele familie weet nie daarvan nie, want hulle is anders complain hulle, want dis eintlik hulle het 'n clown in die White House gesit. En toe ook, daar was 'n paar daar wat niemand in die White House was nie, want die vlag was halfmas en een of ander hulle probeer die vlag inbring. En so, dis hier dieselfde mense, hulle was daai tyd baie ernstig daaroor, en hulle het nou sommer sleg gesê as jy vir hulle sê, maar dit is nie so nie. Al het jy nou eerstehands weet kennis daarvan. En dan later as jy hulle vra, okay, wat sê julle nou daarvan, het jy hulle maar net verdwyn stil geraak. En hierdie selfde mense doen nou weer dieselfde tipe ding. Nou kom dit nou oor die Charlie Kirk voorval, en dit kom oor spesifiek die Israeli voorval. Weet, Israel is die aggressors en die kindermoordenaars en die pleeg genocide, en die Palestynë is die engeltjies van die wêreld, die Hamas en die Palestynë is engeltjies. So, ek weet nou regtig nie lekker hoe die dinge by mekaar pas nie. Hierdie selfde ouens sê ook, Kammersdag is Biden, ag nee, nou vat ek van Biden, sorry, Netanyahu, hy is in charge van Amerika, hy regeer Amerika daar uit Israel uit. Jy sien wat ek van praat, waar my koppeling gaan, ek weet nie hoe daar ons koppe werk, hoe kom hulle by dit uit nie. Selfde ouens sê ook, maar Kammersdag verloor Trump, verloor sy hele MAGA base, jy weet, die mense op die grond, die mense wat hom support, hy verloor hulle almal nou. Ek weet die jonge, ek is een van hulle, ek het my nog nie verloor nie, en ek het nog niks gehoor onder die populasie by my, wat ook support hom, wat nou skielik teen hom gedraai het nie. Inteendeel, het 'n groot deel van die populasie nou al, wat hom nie gelyk het in die begin nie, lyk hom nou, juist die dinge wat hy reg kry. So dit is basies maar net 'n bewys van, hierdie ouens, hulle hoor iewers iets wat hulle graag wil hoor, iemand sê iets heeltemal totaal verkeerd, maar hulle sê iets wat jy graag wil hoor, en hulle gebruik dit as hulle evidence. So as jy op video's op YouTube sien, of op social media sien, mense praat oor goed, veral wat hier in Amerika gebeur, en jy wil graag meer die waarheid weet wat aangaan, wees vry om my te vra, ek sal laat weet, ek sal die informasie kry en vir jou direk deurgee, want daar is baie BS wat daar uitgesit word, veral deur kommentators wat definitief obvious die anti-American en anti-West is. En ek skud net my kop vir hulle, ek skud my kop, ek verstaan nie hoe dit werk nie, maar nou ja, dis wat ek wil praat, en ek gaan nie verder aangaan met al die ander goeters, al die ander konspirasie, want volgens hulle is elke liewe ding wat gebeur, 'n konspirasie teorie. Gosie wat ek mee oor gelag het, is die ons wat so sê van, hierdie selfde ouens wat sê, niemand het op die maan geland het, was alles 'n fake. Maar nou ja, kom ons praat nie verder daaroor nie. Dis al wat ek wil gesê het vandag. As jy wil graag meer wil weet oor dinge wat jy op Facebook of social media of YouTube sien, wat nie vir jou sin maak nie, of wat jy sien, iets klink nie reg nie, wees vry om my te vra, ek sal vir jou kan help met informasie. Dis al vir vandag, baie dankie.